Nuus intussen vandag het nog swak nuus die land getref met die bekendmaking dat kleinhandelsverkope in Maart jaar op jaar met 5,3% teruggesak het. En Andre, dit volg na gister se swakker as verwagte vervaardigingssyfer vir Maart wat met 11,7% gekrimp het. En nou word daar openlik en hard gereken dat die BBCP groeisyfer van die land wat volgende week vrygestel word vir die eerste kwartaal met tot soveel as 3% kan krimp. Ja nee, Andries, die syfers wat vrygestel is definitief nie goed vir die BBP wat vrygestel gaan word nie, maar as ons net vinnig gaan kyk na nog 'n syfer wat vrygestel is en dit is die produksiekapasiteit van vervaardigers wat vrygestel is en dit wys dat daar nou dat hulle produseer of werk net teen 78% van hulle kapasiteit. So as ou dit saam met hierdie ander syfers lees, dan sal ons nie verbaas wees om te sien dat die ekonomie in die eerste kwartaal gekrimp het met miskien soos wat jy nou gesê het tussen 3 en 3,5%. Ja, so dit lyk vir my die vervaardigingssektor is onder druk, die verbruiker is onder druk, so dinge lyk nie goed nie. So daardie 3% as dit dan nou daar selfs skattings, ek dink in julle geval 3,5% waar kan gaan draai wat die ekonomie dan nou in die eerste kwartaal sou krimp en dit het ook in die laaste kwartaal verlede jaar gekrimp. 2 krimpings agterna, 2 kwartale agter mekaar, resessie. Absoluut, ja, dit is nou die tegniese definisie van resessie, maar ek dink as 'n ou gaan kyk, selfs voor daai eerste kwartaal, as 'n ou sekere goed uithaal uit daai syfers, uit dink ek, was ons al eintlik vir langer in resessionêre toestande, maar ons het nou by die tegniese definisie uitgekom, Andries. En dan kyk 'n mens nou met die syfers wat ons hier het, na die volgende rentekoersverlaging of rentekoersbesluit, wat al sommer aanvaar word, dit gaan nog 'n verlaging wees. Aanvanklik was daar sprake van 50 basispunte, al hoe meer stemme wat opgaan, dat daardie verlaging dalk selfs hoër kan wees. Ja, ek gaan nou nie met dit verskil nie, definitief. Ek dink na die vorige 1% daling het die mark verwag en meeste van die mense het verwag 50 basispunte, maar ek dink gegeewe miskien die nuwe uitdagings wat die nuwe regering het, plus hierdie swakker syfer, jy weet, werkloosheid en dit, dink ek die kanse begin al hoe groter word vir 'n 1% verlaging. Maar dis ook in die buiteland, daar trek die ekonomie ook swaar. In Europa word daardie hele Europese streek al hoe harder deur die ergste resessietoestande in meer as 50 jaar getref. En volgens die jongste syfers het die Eurostreek se nywerheidsproduksie in Maart die grootste daling op rekord getoon. Andre, hoe groot is daai daling inderdaad? As ons gaan kyk na die eurozone het dit gedaal met 20,2%, Andries, wat die grootste verlangsaam is sedert daai datareeks begin is in 1986. Weet, so as 'n ou daarna gaan kyk, dan verwag 'n ou nog steeds dat produksie gaan inkrimp. Ou gaan kyk na werkloosheid wat gaan toeneem en dit gaan definitief 'n impak hê op die ekonomie. So jy weet, elke keer as 'n ou ekonomiese groei syfers sien, dan word dit eintlik afwaarts aangepas. Weet, en as 'n ou dit dan saamlees met wat in die FSA nou gebeur het vandag, hulle kleinhandelssyfers is ook vrygestel, ook weer swakker as verwag. So as 'n ou gaan kyk in Suid-Afrika en in die res van die wêreld, die verbruiker en die vervaardiger, almal bly maar nog steeds onder druk, Andries.